Goeiemôre. Vanoggend doen ons die tweede deel van die wet op verbruikersbeskerming. Dit is die laaste van die 8 wette van die eerste onderwerp van kwartaal 1 waaroor ons hersiening doen. So ons het reeds die wet op vaardigheidsontwikkeling, arbeidsverhoudinge, gelyke indiensneming, wet op basiese diensvoorwaardes, vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging en die nasionale kredietwet gedoen. In die vorige les het ons ook die eerste deel gedoen oor die wet op verbruikersbeskerming. En ons het reeds gekyk na die doel van die wet, die impak van die wet, die optrede wat as diskriminerend beskou word, die strafmaatreëls vir die nie nakom van die wet en maniere waarop die wet wel nagekom kan word. Ons gaan nou kyk na die regte van die verbruikers ten opsigte van die wet op verbruikersbeskerming. Nou die eerste reg waarna ons kyk is jou reg om te kies. En verbruikers het die reg om verskaffers en goedere te kies. Jy kan rondsoek vir die beste pryse, jy kan natuurlik ook pryse vergelyk. Mens kry deesdae baie toeps of apps waarmee mens pryse van verskillende goedere kan vergelyk. Jy kan natuurlik ook 'n geskrewe kwotasie aanvra en jou vaste termyn ooreenkomste kanselleer. Jy kan kies om dit te doen. Dan kan jy natuurlik ook goedere terugbring wat stikkend is of wat foute op het, gebreke op het en jy kan natuurlik jou volle terugbetaling ontvang. En dan dink ek, een wat ons as verbruikers nie altyd ons reg op staan nie, is ons reg om goedere af te keer as dit nie lyk soos die advertensie nie. My persoonlike opinie is dat daar baie advertensies is wat goedere adverteer en dit wat mens dan kry, lyk nie altyd soos die advertensie nie. En jou reg as verbruiker, volgens die wet op verbruikersbeskerming, is dat natuurlik jy kan nou sê, hierdie ding lyk nie soos dit wat geadverteer is nie, en dit nie aanvaar nie. So ek dink ons moet dalk 'n bietjie meer op ons regte staan as verbruikers, dan sal ons dalk beter kwaliteit produkte en dienste ontvang. So dit is jou reg om te kies. Nog 'n reg wat ons as verbruikers het, is ons reg tot privaatheid en vertroulikheid. So ons kan ons privaatheid beskerm en beswaar maak teen ongewenste promosies en e-posse ensovoorts. En dan kan ons ook direkte bemarking stop, omdat dit deel maak daarvan dat ons privaatheid geskend word. En daar's deesdae sommer opgeneemde elektroniese boodskappe wat mense fone toe bel ensovoorts. Dis alles deel van hierdie reg tot privaatheid. Jy het die reg om dit te stop. En dan natuurlik, baie belangrik, jou persoonlike inligting mag nie gedeel word nie. En ek wonder partykeer of ons altyd op hierdie reg ook aandring as verbruikers. Want daar's baie keer promosies wat gemaak word en dan weet 'n mens nie waar kry hierdie plekke jou persoonlike inligting nie. So ons reg tot privaatheid en vertroulikheid kan maklik geskend word en ons as verbruikers moet leer om daarop op ons reg aan te dring dat ons persoonlike privaatheid en vertroulikheid nie geskend word nie. So dis jou reg tot privaatheid en vertroulikheid. Nog 'n reg wat ons as verbruikers het, is 'n reg op billike en eerlike transaksies. En dit gaan daaroor dat die verskaffer mag nie aan ons vals inligting verskaf nie. Hulle mag natuurlik ook nie piramiedskemas aanmoedig nie en hulle mag ons nie tuister taktieke gebruik om ons die produkte te laat koop nie. 'n ander deel daarvan is, hulle mag ook nie die goedere of die dienste oorbespreek en dan nie hulle ooreenkoms nakom nie. So baie keer sal hulle sê, bespreek die vakansie ensovoorts, jy betaal 'n deposito en dan laat weet hulle jou, daar is nie meer plek nie. Dis alles deel van billike en eerlike transaksies. En hierdie ding van vals inligting is baie ernstig. So, hulle mag nie, dit gaan hieroor ook
dat hulle mag byvoorbeeld nie die eienskappe van die produk vergroot of vermeerder ensovoorts, en dan sê, as jy dan die produk kry, dan is dit nie die waarheid nie. En ons moet versigtig wees as verbruikers. Daar's baie produkte wat byvoorbeeld sê, geen suiker, geen vet in ensovoorts nie. En dan as mens mooi gaan lees op die etiket, die bestanddele binne in die produk, dan is dit nie heeltemal waar nie. So ons moet as verbruikers staan op ons reg tot billike en eerlike transaksies, en veral hierdie ding van, daar mag nie vals inligting verskaf word nie. Nog 'n reg wat ons het, is 'n reg tot die inligting rakende produkte en ooreenkomste. Nou in die eerste plek, kontrakte moet in 'n eenvoudige taal wees en ons moet dit maklik kan verstaan. So enige kontrak wat ons aangaan, moet ons kan lees in 'n eenvoudig verstaanbare taal, sodat die gewone man op straat kan verstaan wat staan in die kontrak. Dan, besighede moet produkte en handelsbeskrywings korrek etiketeer. Dit beteken, hulle moet presies sê, wat is die produk, wat is die prys ensovoorts. En dan is dit baie belangrik by die prys, dat die prys volledig met alle koste ingesluit bekend gemaak moet word. So jy kan nie in 'n winkel staan en daar staan 'n prys op die produk, en as jy dan by die betaalpunt kom, dan sê hulle vir jou, maar nou kom daar nog VAT by, of daar kom dit of dat by nie. So die prys wat jy sien op die produk, moet die volledige prys wees met al die koste ingesluit. Dan mag jy ook die eenheids- of die grootmaatprys van die produk aanvra. So jy mag vra, as jy byvoorbeeld 'n groot maat koop, wat is die prys per produk? Of as jy een op beslag koop, mag jy vra, wat is die prys as jy byvoorbeeld 10 of 12 of selfs 100 van 'n produk koop. En dan, baie interessant, indien 2 pryse vir dieselfde produk vertoon word, moet verbruikers die laagste prys betaal. So mens kry dit nogal in die winkels, dat daar verskillende pryse vir produkte is. En dan is jou reg as verbruiker, dat jy mag die laagste prys betaal. Mens moet net altyd natuurlik mooi kyk, daar is op die pryse, is daar die barcode, en dit moet ooreenstem met die produk. Hierdie vertoon van pryse kan natuurlik mens baie deurmekaar maak, want watter prys is dit nou wat by die produk pas. Maar as die barcode en die produk dieselfde is, dan betaal mens natuurlik die laagste prys. Goed, nog 'n reg wat ons het, is 'n reg op billike bemarking. So besighede mag nie verbruikers mislei, in die eerste plek natuurlik oor die prys van die produk nie, en dan verbruikers mag aankope wat deur middel van direkte bemarking gemaak is, binne 5 werksdae kanselleer. Ons het reeds gepraat oor die afkoelperiode wat ons het, die 5 dae afkoelperiode volgens die wet op verbruikersbeskerming. En dan natuurlik alle inligting oor die land van oorsprong, waar is die produk vervaardig, die vervaldatums, die bestanddele van die produk moet aan die verbruiker openbaar gemaak word. En dan gaan dit hier ook natuurlik, dat jy mag nie mislei word oor wat in die produk is nie. En deesdae is daar baie goed wat geadverteer word as organies, of dieet, of suikervry. So mens moet maar 'n bietjie op jou reg staan tot billike bemarking, en seker maak dat dit wat geadverteer is dit wat jy kry. Nog 'n reg wat ons het, is die reg op aanspreeklikheid van verskaffers. Nou in die eerste plek, verbruikers is geregtig op beskerming met 'n bere-ooreenkoms. 'n Bere-ooreenkoms, die Engels vir dit, is 'n lay-by. Dit is nie as jy iets op krediet koop nie. Wat dit beteken is, jy koop iets, maar dit bly in die winkel, totdat jy dit klaar betaal het, en dan gaan haal jy die produk. Met ander woorde, dis 'n bere koop. Jy bere dit in die winkel, jy betaal af, jy gaan 'n ooreenkoms aan, jy betaal af, en dan as jy klaar betaal het, dan gaan haal jy die produk. En in hierdie advertensie het hulle nou gesê, daar's 'n lae deposito, daar word geen rente gehef op dit wat jy betaal nie, en jy kan tot 6 maande afbetaal.
Nou hierdie reg, die reg op aanspreeklikheid van die verskaffer sê, jy het beskerming. Met ander woorde, hulle kan nie vir jou sê, nadat jy nou begin betaal het, ons het nie meer die produk nie. As jy die ooreenkoms aangegaan het, moet hulle die produk vir jou hou, sodat jy die ooreenkoms kan nakom en die betalings kan maak. En dan natuurlik ook die kredietbewyse en vooruitbetaalde dienste moet dan gelewer word of die produk moet verskaf word as jy reeds daarvoor betaal het. Dan het ons ook die reg op billike bepalings en voorwaardes. En hier gaan dit oor besighede mag nie goedere bemark of verkoop teen onbillike pryse nie. En nou in hierdie tyd wat ons die inperking het, of die lockdown het, het dit nogal ook redelik kop uitgesteek. Daar is baie mense wat natuurlik paniek aankope gaan doen het, en die regering het ingegryp en gesê, onder andere die toiletpapier en die maskers, het hulle bepaling gemaak dat hulle nie die pryse so vreeslik mag opsit nie. En dan het hulle 'n hele ding gepubliseer waarin hulle gesê het dat hulle nie die pryse mag opsit hoër as die koste onredelike verhogings in die pryse mag hê nie, want dit sien mense nou ook in hierdie laaste ruk. En dan so besighede mag nie goedere bemark of verkoop teen hierdie onbillike pryse nie, hulle oortree die wet. En dan besighede moet dan skriftelike kennisgewing van klousules aan verbruikers gee wat hulle regte inperk of benadeel. Met ander woorde, as daar iets is in die ooreenkoms of wat jy aangaan met die verskaffer wat een van jou regte inperk of benadeel, dan moet dit skriftelik in die klousule wees. Die nog 'n reg wat ons het, is 'n reg op gelykheid in die verbruikersmark. So besighede behoort nie toegang tot goedere en dienste te beperk nie, en hulle moet ook nie verskillende pryse vir dieselfde goedere en diens vra nie, byvoorbeeld op verskillende tye nie. Met ander woorde, in sekere tye is daar hoër verbruik, byvoorbeeld busse en taksies in die oggende en in die middag as mense werk toe gaan, en dan maak hulle die prys hoër. So dit is eintlik 'n verskending op jou reg tot gelykheid. En dan mag hulle ook nie die gehalte van die goedere verander as hulle dit aan verskillende verbruikers verskaf nie. Met ander woorde, jy kan nie sê, in hierdie area gee ek hierdie gehalte produkte en goedere en dienste, en aan hierdie tipe verbruiker gee ek 'n swakker gehalte produk of diens nie. En dan, besighede moet ook nie diskrimineer wanneer hulle die dienste en produkte in verskillende gebiede of plekke bemark nie. So ons het almal die reg op gelykheid in die verbruikersmark. Nog 'n reg wat ons het, is ons reg om goedere terug te gee. En natuurlik, foutiewe items kan teruggestuur word vir 'n volle terugbetaling. En dan natuurlik, nog 'n reg wat ons het, is die reg om goedere terug te gee. Natuurlik, foutiewe items kan teruggestuur word vir 'n volle terugbetaling. Nou hier, onthou nou, ons gee vir jou in breë trekke waaroor die wet gaan. Mens kan natuurlik nie die item gebruik en dan op die verkeerde manier gebruik. En dan sê, nou gee ek die item terug en ek wil volle terugbetaling nie. Mens moet maar redelik probeer optree. As mens die item oopgemaak het en probeer aanskakel het of gebruik vir die doel waarvoor die item daar is en hy werk nie, dan natuurlik kan jy dit teruggee vir die volle betaling. Dan goedere wat onveilig of gebrekkig is, moet vervang word deur die verskaffer. So hier gaan dit oor onveiligheid, veral dalk van elektroniese goedere ensovoorts. En dan mag ons foutiewe items terugbring indien ons die fout 6 maande na die aankoop van die item kry. Weereens gaan dit oor mens moet redelik wees. Mens moet natuurlik die item gebruik waarvoor hy bedoel is in die regte omstandighede ensovoorts. So ons het 'n reg om goedere terug te gee. Dan het ons natuurlik ook die reg om te kla. En ons kan kla deur die customer care, die kliëntedienste of die ombudsman.
En dan het ons natuurlik al die verskillende kanale wat ons kan gebruik. En onthou, ek het jou geleer in die eerste deel van die wet oor die Nasionale Verbruikerskommissie, waar mens ook kan gaan kla. Nog 'n reg wat ons het, is die reg op goeie gehalte en veiligheid. So hier kan ons 'n geskrewe waarborg ontvang vir die produk, en ons het die reg op gehalte goedere en dienste om daarop aan te dring. Natuurlik weer, ons kan hom na 6 maande terugbring as die item foutief is, en dan moet ons ingelig word oor gevaarlike produkte. En deesdae is daar nou byvoorbeeld baie elektroniese speelgoed vir klein kindertjies, en dan is daar waarskuwings wat sê, daar is parte waaraan die kinders kan verstik ensovoorts, en batterye wat kan lek en kan stikkend gaan en kinders se veiligheid in gedrang kan bring. So ons moet gewaarsku word oor al hierdie tipe van goed, ons reg op goeie gehalte en veiligheid. Die vragies oor die verbruikersregte volgens die wet op verbruikersbeskerming, in 'n afdeling B vraag, was dit gewees, bespreek 3 verbruikersregte. So jy kan enige 3 kies en dan kan jy hulle bespreek. Of as deel van 'n lang vraag, bespreek 4 verbruikersregte. As 'n toepasvraag, sê hulle vir jou, identifiseer die verbruikersreg wat op elk van die volgende bepalings van toepassing is. Kom ons kyk gou-gou. Hulle sê vir jou, kliënte sal vir foutiewe produkte terugbetaal word. Dis natuurlik jou reg om goedere terug te gee. Dan, kliënte het die keuse om onwelkome direkte bemarking te stop. Dit is jou reg tot privaatheid en vertroulikheid. Zonkie winkels sal nie vals verklarings oor hulle produkte en dienste publiseer nie. Dit is die reg op billike bemarking. Dan, Zonkie winkels sal kredietbewyse en vooraf bepaalde dienste eerbiedig. Dit is die reg op aanspreeklikheid van die verskaffer. En kliënte sal skriftelik in kennis gestel word van aangepaste klousules wat in hulle kontrakte wat hulle regte kan inperk. Dit is die reg op billike bepalings en voorwaardes. So jy sal sien dat hierdie sinnetjies wat in die vraag is net so as deel van die notas. So jy kan die regte leer en as jy dit goed ken, dan sal jy hom dadelik kan uitken in die vraagstel. Onthou ook dat as jy hier antwoord, moet jy die naam reg skryf. Ons werk met 'n wet. So jy kan nie net sê, byvoorbeeld privaatheid nie. Jou antwoord moet wees, reg tot privaatheid en vertroulikheid. Jou antwoord kan nie net wees, goedere terug te gee nie. Jy moet sê, die reg om goedere terug te gee. Kom ons kyk na nog vragies. In November 2018 was dit deel van 'n lang vraag, beveel maniere aan waar besighede die volgende verbruikersregte kan bevorder, en dan gee hulle vir jou reg tot privaatheid en vertroulikheid, reg tot inligting oor die produkte, en reg tot regverdige waarde of hoë gehalte en veiligheid. So hier gaan jy maar net weer sê wat besighede kan doen. Of bespreek 4 verbruikersregte as deel van 'n lang vraag. Hier is nog 'n toepasvraag, identifiseer die verbruikersreg wat deur Carl beperk in elk van die volgende stellings geïmplementeer is. Kom ons kyk gou. Die verkoopspersoon laat kliënte toe om rond te kyk vir die beste prys. Dis natuurlik jou reg om te kies. Dan, die bestuur gee nie persoonlike inligting van hulle werknemers aan die kliënte nie. Dit is natuurlik die reg tot privaatheid en vertroulikheid. Kliënte word dieselfde pryse vir dieselfde goedere en dienste in verskillende areas gevra. Dit is die reg tot gelykheid in die verbruikersmark, en dan verbruikers kry geskrewe waarborg vir duursame produkte. Dit is die reg op goeie gehalte en veiligheid. So weer eens, as jy die regte ken, sal jy die sinnetjie uit kan ken in jou vraestel. Of weer as deel van 'n afdeling B vraag, bespreek enige 3 verbruikersregte volgens die wet. En hierdie vragies kan so 9, 8, selfs 10 punte in die vraestel tel. Daar is ook lang vrae van die wet op verbruikersbeskerming.
Hulle sê die instel van die wet op verbruikersbeskerming het besighede gedwing om die manier waarop hulle sake doen te verander. Hierdie wet het 'n impak op hoe besighede verbruikers behoort te behandel. Besighede soek nou regsadvies oor die impak van hierdie wet op hulle bedrywighede. Gee 'n diepgaande ontleding van die wet op verbruikersbeskerming met oorweging van die volgende aspekte. En dan vra hulle vir jou die doel van die wet, bespreek 4 verbruikersregte, die impak van die wet, maniere hoe besighede die wet kan nakom of aan die wet kan voldoen. Dit is alles net so uit die eksamenriglyn. Dan het ons ook November 2018, was daar 'n lang vraag, en dan sê hulle vir jou weer eens, bespreek die doel van die wet, bespreek die impak van die wet op die besighede, dan gee hulle weer vir jou verbruikersregte en die strafmaatreëls of die gevolge as die wet nie toegepas of nagekom word nie. Net so alles uit die eksamenriglyn. Die laaste lang vraag wat ons het oor die wet op verbruikersbeskerming was weer, bespreek die 4 verbruikersregte, verduidelik die doel van die nasionale kredietwet, evalueer die impak van die nasionale kredietwet en maniere waar besighede die nasionale kredietwet kan voldoen. Ek het by die nasionale kredietwet ook vir jou hierdie lang vraag gewys. Asseblief lees mooi. In hierdie lang vraag het ons al 2 die wette, die wet op verbruikersbeskerming en die nasionale kredietwet. En die eerste kolletjie is nou van toepassing op die wet op verbruikersbeskerming, jy moet 4 verbruikersregte bespreek. En die laaste 3 kolletjies gaan oor die nasionale kredietwet. So lees asseblief mooi in jou vraestel en moet nie deur mekaar raak met hierdie 2 wette nie. Dan het ek ook vragies in hierdie laaste afdeling gesit van al die wette deur mekaar. En hulle het gevra as 'n afdeling B vra, identifiseer die wet wat van toepassing is. So nou moet ons het al 8 wette behandel. So nou moet ons kyk watter wet pas by die volgende stelling. En die eerste een sê, Choco Sweets waarsku kliënte nie oor die moontlike neeweffekte wanneer hulle van hulle lekkers en sjokolade eet nie. So hierdie is natuurlik die wet op verbruikersbeskerming. Dan het ons Andries Konsultantieagentskap laat nie hulle vakbond verteenwoordigers tyd toe om aan vakbond sake aandag te gee nie. Dis natuurlik die wet op arbeidsverhoudinge. Onthou ons het geleer, die wet op arbeidsverhoudinge gaan saam met vakbonde. Die derde een, Smith Groothandelaars Beperk bied entrepreneursprogramme vir klein besighede aan om vir regeringstenders te kwalifiseer. Dit is natuurlik breed gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging, ondernemings- en verskaffersontwikkeling is een van die pilare en onthou as mens aan die wet voldoen, dan kan jy met die regering sake doen. Hierdie ene is spesifiek breed gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging, want dit gaan nie oor vaardigheidsontwikkeling nie, hierdie is programme spesifiek vir klein besighede, dis hoekom dit breed gebaseerd is. Zyf Sekuriteit het nie afskrifte van die indiensnemingskontrak aan hulle werkers gegee, nadat daarvoor ooreengekom en het geteken is nie, dit is natuurlik die wet op basiese diensvoorwaardes, dis die een wat gaan saam met die kontrakte. Of nog 'n toepasvraag. Identifiseer die wet wat op elke stelling hieronder van toepassing is. Dan het ons nou Duncan Bosbou, sy werknemers word toegelaat om aan 'n vakunie van hulle keuse te behoort. Dit is weer die wet op arbeidsverhoudinge, dit gaan saam met vakbonde of vakunies. Victor Ondernemings het hulle werkers vir leerskapprogramme geregistreer. Hier het ons nou die wet op vaardigheidsontwikkeling, want hier gaan dit oor werkers wat leerderskapsprogramme gaan bywoon. En dan Carlo Kommunikasie Beperk het tot die ontwikkeling van plaaslike swart verskaffers bygedra. Hierdie een is dan natuurlik weer breed gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging. Dit gaan weer oor die pilaar van onderneming en verskaffersontwikkeling. So dit is net voorbeelde van vrae oor al die wette saam wat uit verskillende vraestelle kom. Dan het ons nou
die heel laaste onderwerp van wet van onderwerp 1 gedoen en ons is klaar met die eerste onderwerp van kwartaal 1 met al 8 die wette. Baie dankie, geniet die res van jou dag.